Goeiedag liewe luisteraars, ek groet u weer eens in daardie mooi en soete en kosbare naam, die naam van Jesus. En ons praat natuurlik nog steeds uit die boek Handelinge. Vanmôre wil ek 'n bietjie met u praat oor die vervolging wat die apostels van die Here Jesus en die eerste Handelinge gemeente ervaar het kort nadat die gemeente ontstaan het, na die uitstorting van die Heilige Gees, toe hulle van Jesus getuig en baie mense tot bekering gekom het en volgelinge van Jesus geword het, was daar natuurlik onmiddellik vervolging. Maar ons leer so baie uit hierdie manne se vervolging wat hulle ervaar het. Hoe het hulle opgetree? Wat was hulle reaksie? Nou ons leef in 'n land waar ons nie regtig vervolging ken nie. Ja, ons kom agter mense is vyandig en mense haat ons soms omdat ons oor Jesus praat en hulle vermy ons. Dis 'n mate van vervolging. Maar dit wat hulle ervaar het was heeltemal anders. En ons moet regtig vanmôre leer uit hulle reaksie op die vervolging. Hoe het hulle opgetree? Wat was hulle handelinge terwyl hulle vervolging ervaar het? En dis die lesse wat ons gaan leer vanmôre uit hierdie boodskap. En ek vertrou dat dit vir elkeen van u baie spesiaal sal wees. Daar's baie mense wat vervolging ervaar het in die verlede, wat al doodgemaak is ter wille van Jesus Christus. En ek dink wanneer 'n mens in daardie situasie is, dan moet 'n mens maar net probeer om Jesus te verheerlik. Kom ons lees saam in Handelinge 4, ons lees daar vanaf die eerste vers. Daar staan geskryf, en terwyl hulle besig was om met die volk te spreek, het die priesters en die hoofman van die tempel en die Sadduseërs op hulle afgekom, baie ontevrede dat hulle die volk leer en in Jesus die opstanding uit die dode verkondig. En hulle die hande aan hulle geslaan en hulle in die gevangenis gesit tot die volgende môre toe, want dit was al aand. En baie van die wat die woord gehoor het geglo, en die getal van die manne het omtrent 5000 geword. Die volgende dag kom toe hulle owerstes en ouderlinge en skrifgeleerdes in Jerusalem bymekaar. Ook Annas, die hoëpriester, en Kajafas en Johannes en Alexander en almal wat van die hoëpriesterlike familie was. En toe hulle voorgebring het, vra hulle, deur watter mag en deur watter naam het julle dit gedoen? Daarop sê Petrus, vervul met die Heilige Gees aan hulle, owerstes van die volk en ouderlinge van Israel. As ons vandag ondervra word oor 'n weldaad aan 'n siek man, waardeur hy gesond geword het, laat dit bekend wees aan julle almal en aan die hele volk van Israel, dat deur die naam van Jesus Christus, die Nasareëner, wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dode opgewek het, dat deur hom hierdie man gesond voor julle staan. Hy is die steen wat deur julle die bouers verag is, wat 'n hoeksteen geword het. En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. En toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien, en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was hulle verwonderd en het hulle as metgeselle van Jesus herken. En omdat hulle die man wat genees was by hulle sien staan, kon hulle niks daarteen sê nie. Hulle het hulle toe gelas om buitekant die raad te gaan en met mekaar beraadslaag en gesê, wat moet ons met hierdie manne doen? Want dat daar 'n kennelike teken deur hulle plaasgevind het, is duidelik vir al die inwoners van Jerusalem. Ons kan dit nie ontken nie. Maar dat dit nie nog meer onder die volk versprei word nie, laat ons hulle dreig
om nie meer in hierdie naam met enige mens te spreek nie. En hulle het hul geroep en hulle bevel gegee om in die geheel nie in die naam van Jesus te spreek of te leer nie. En toe antwoord Petrus en Johannes en sê vir hulle, of dit reg is voor God, om julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle self beslis. Want vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie. En nadat hulle nog dreigemente bygevoeg het, aangesien hulle geen rede kon vind om hulle te straf nie, het hulle terwille van die volk hulle losgelaat, want almal het God verheerlik oor wat gebeur het. Want die man aan wie hierdie teken van genesing plaasgevind het, was meer as 40 jaar oud. Nou, ons het 'n lang gedeelte gelees vanmôre, baie interessant, ons gaan 'n bietjie meer breedvoerig daarna kyk. Kom ons bid net saam. Ons wonderlike Vader, as ons vanmôre weer eens ons harte so voor U buig, dan weet ons, U is die allerhoogste God. U leer vir ons in die woord, U sit op die heilige troon, ver bo die son, die maan en die sterre, en die voete is gegrondves op hierdie aarde. En U oë deurloop die hele aarde. U sê, U aanskou opmerksaam die goeies en die slegtes. En Here, ons wil vanmôre vir U baie dankie sê dat ons weet, U kyk na ons. U sê ook, U oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun, wie se hart onverdeeld op U gerig is. En as ons hart onverdeeld op U gerig is, dan weet ons, Here, U is daar om ons te ondersteun. En ons wil vanmôre vra, Here, ons praat oor 'n baie belangrike onderwerp, naamlik vervolging, dat U ons uit U woord sal leer, maar dat ons ook sal ervaar, U ondersteun ons, wanneer ons dalk vervolging sou ervaar. Dit is altyd daar by U kinders, en U beskerm en bewaar ons in elke gevaar. En ons aanbid U in Jesus se naam. Amen. Ek hou net weer enkele verse uit ons geleesde gedeelte aan U voor, en dit is natuurlik Handelinge 4 vers 18 tot 20, en luister net weer eens, hoe hierdie Joodse owerhede, hulle die mag en die reg toeëien om die apostels stil te maak. Daar staan geskryf, en hulle het hulle geroep en hulle bevel gegee om in die geheel nie in die naam van Jesus te spreek of te leer nie. En toe antwoord Petrus en Johannes en sê vir hulle, of dit reg is voor God om julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle self beslis. Want vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie. Nou ja, ons praat vanmôre oor die tema, wat ons leer uit vervolging. Dis 'n paar baie kosbare lesse wat ons vanmôre gaan leer uit hierdie manne se vervolging wat hulle ervaar het. En ek en jy moet daardie lesse onthou. Wanneer ons in vervolging kom, dan moet ons ook hierdie lesse in ons gedagtes onthou en dit toepas. Nou vriende, wat moet ons verstaan onder vervolging? Die woord vervolging of vervolg beteken streng gesproke om een of ander klagte teen iemand aanhangig te maak en hom of haar voor die geregte daag, en sou daardie persoon of persone skuldig bevind word aan daardie klagte wat teen hulle aanhangig gemaak is, dan word hulle 'n straf opgelê. Maar in hierdie geval vind ons dat daar van Christus se koms af na die aarde toe 'n geestelike vervolging teen hom persoonlik en teen al sy volgelinge plaasgevind het. Vandat die Here Jesus op die aarde gekom het, was daar reeds vervolging. En dwars deur sy bediening en daarna
ons ervaar steeds in baie lande dat mense ter wille van Christus vervolg word tot die dood toe. Nou vriende, dit is natuurlik in die hart van die Satan gebore, want hy het Jesus met 'n ongekende haat gehaat en daarom 'n passie ontwikkel om Christus en sy volgelinge te vervolg en te vermoor, want hy was 'n mensemoordenaar van die begin af. Dit is wat Jesus ons geleer het in Johannes 8 vers 44, dat hy 'n mensemoordenaar van die begin af is. En van daardie oomblik wat God die Satan uit die hemel gewerp het, het hy natuurlik wraak teen God, teen Christus en hulle volgelinge gesweer. Nou ons lees in Lukas 10 vers 18 dat Jesus vir sy disippels gesê het, ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val. Jesus was daar, Jesus was altyd God, hy was in God die Vader se teenwoordigheid. Hy het die Satan uit die hemel sien val en daarom weet hy dat die Satan gekom het om te soek en te moor en te slag. Maar die Satan gebruik mense om Christus en sy volgelinge te vervolg. Christus self is tot die dood toe vervolg deur die Jode wat die volk van God was en die volk van God steeds is. Nou vriende, net na die genesing van die verlamde man by die tempel, waaroor hierdie hele verhaal gaan wat ons vanmôre gelees het, toe almal verbaas was dat daardie man na 40 jaar vir die eerste keer kon loop, lees ons in Handelinge 3 vers 12 tot 15, dat daar geskryf staan, en toe Petrus dit sien, sê hy vir die volk, Israeliete, waarom is julle hieroor verwonderd? Of waarom kyk julle ons so aan asof ons deur ons eie krag of godsvrug bewerk het dat hy loop? Die God van Abraham en Isak en Jakob, die God van ons vaders, het sy kind Jesus verheerlik. Hom wat julle oorgelewer en voor Pilatus verloon het, toe hy besluit het om hom los te laat. En julle het die heilige regverdige verloon en gevra dat 'n moordenaar aan julle geskenk sou word. En die leidsman tot die lewe het julle gedood. God het hom uit die dode opgewek, waarvan ons getuies is. En hulle was inderdaad getuies. Nou die beste voorbeeld is natuurlik Saulus, wat Paulus geword het, van wie ons in Handelinge 9 vers 1 en 2 lees, wat daar geskryf staan, maar Saulus, en luister nou mooi, Saulus, wat nog dreiging en moord geblaas het teen die disippels van die Here, het na die hoëpriester gegaan, want hy was 'n diensknegt van die Satan toe hy Saulus was, en van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat as hy mense sou vind, wat van die weg was, weg in hoofletters, dat volgelinge van Jesus was, manne, sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring. En dan lees ons in vers 3 tot 5, hoe Jesus uit die hemel met hom ontmoet het, op die pad na Damaskus. En dan staan daar geskryf, en toe hy op sy reis naby Damaskus kom, omstraal hom skielik 'n lig van die hemel af, en hy val op die grond en hoor 'n stem vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy sê, wie is u, Here? En die Here antwoord, ek is Jesus wat jy vervolg. Nou vriende, baie duidelik sien ons die Satan gebruik mense om die kinders van die Here te vervolg. Mense het Jesus gekruisig. En so gebruik die Satan nog van alle eeue af en vandag nog ongeredde mense om dreiging en moord teen Christus en sy volgelinge te blaas
en daar word nog daagliks Christene wreed mishandel en wreed vermoor, omdat hulle volgelinge van Jesus Christus is. En niks wat die wet betref oortree het nie, maar net volgelinge van Christus is. Nou ons leer 'n paar baie interessante en baie belangrike lesse uit die verhale van die vervolging wat die apostels van die Here Jesus en die eerste Christene van die Handelinge gemeente ervaar het. Nou vriende, dis interessant, onmiddellik nadat Petrus en Johannes getuig het van Jesus, openlik van Jesus gepraat het, en ook die volk beskuldig het dat hulle Jesus gekruisig het, het daar onmiddellik vervolging gekom. Maar uit hierdie lesse wat ons vanmôre na gaan kyk, kan ons soveel leer van vervolging, want dit is belangrik dat ons dit moet leer en verstaan. En heel eerstens leer ons dat geen ware volgeling en getuie vir Jesus Christus gevrywaar is van vervolging nie. Geen kind van die Here wat waarlik die Here met 'n ywer en 'n passie wil dien en van hom getuig, is gevrywaar van vervolging nie. Om die waarheid te sê, Jesus het ons voorberei daarop toe hy gesê het, as die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief hê. In ander woorde, as julle van die wêreld was, sou hulle julle lief gehad het. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. En dit staan in Johannes 15 vers 18 en 19 geskryf. Nou vriende, Petrus en Johannes was die eerste apostels wat fisies ter wille van hulle getuienis vir Jesus Christus vervolging ervaar het. In Handelinge 4 vers 1 tot 3 lees ons, en terwyl hulle besig was om met die volk te spreek, het die priesters en die hoofman van die tempel en die Sadduseërs op hulle afgestorm. Hoorie wat doen hulle? Hulle storm op hulle af. Baie ontevrede dat hulle die volk leer en in Jesus die opstanding uit die dode verkondig. Hulle was kwaad vir Petrus en Johannes oor dit wat hulle gespreek het. En hulle die hande aan hulle geslaan en hulle in die gevangenis gesit tot die volgende môre toe, want dit was al aand. So hulle was baie ontevrede, hulle was kwaad en ontsteld. Wie gee hierdie manne die reg om so openlik oor Jesus Christus te getuig? En daarna was Stefanus die eerste martelaar vir Christus gewees, en jy kan dit gaan lees in Handelinge 7 vers 54 tot 60. Maar vriende, luister wat skryf Paulus in sy brief aan sy medegeroepe broer Timoteus in 2 Timoteus 3 vers 10 tot 12. Hy sê, maar jy het my navolger geword, want Timoteus het onder hom onderrig ontvang vir die bediening. Hy sê, jy het my navolger geword in leer, in lewenswandel, planne, geloof, lankmoedigheid, liefde, lydsaamheid, vervolginge, lyding, soos my te beurt geval het in Antiochië, in Iconium, in Lystra. Watter vervolginge het ek nie al verdra nie, sê Paulus. So hy het al baie vervolginge ervaar, hy getuig daarvan. En die Here het my uit almal verlos, en almal wat ook, en hier kom die kruks van die saak, hy sê, en almal wat ook God vrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Hy sê hier iets baie belangrik, hy sê, en almal wat ook God vrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. So ons moet weet, ons word nie gevrywaar van vervolging as ons waarlik Jesus Christus liefhet en van hom getuig nie.
Daarom moet ons natuurlik heel eerstens weet, as ons 'n ware volgeling van Jesus is en van Jesus getuig, want as jy 'n ware volgeling van Jesus is, kan jy nie stil bly nie. Dan moet jy van Jesus getuig. En as ons van Jesus getuig, dan sal ons vyandskap en vervolging ervaar. Maar ons moet leer om nie mense te vrees nie. Want jy sien, dit is 'n natuurlike reaksie om mense te vrees. Ek dink die ou sielevyand, naamlik die Satan, sal alles in sy vermoë doen om ons stem vir Jesus stil te maak. En een van die metodes waarin hy sekerlik die beste slag, is om vrees by kinders van die Here in te boesem. Daar's baie kinders van die Here wat vervolging vrees. In die oomblik wanneer daar 'n bietjie vervolging na hulle kant toe kom, dan vrees hulle. Ons vrees mense, want ons is bang vir wat mense sal sê, of wat hulle reaksie sal wees wanneer ons met hulle oor Jesus praat. Mense is oor die algemeen, as hulle nie gered is nie, as hulle nie die Here dien nie die Here liefhet nie, as hulle oor die algemeen vyandig teenoor die evangelie van Jesus. So wanneer iemand met hulle, en ek het dit baie in my lewe al ervaar, wanneer ek met iemand wat nie die Here liefhet, of die Here ken of dien nie, met hom of haar oor Jesus praat, dan ervaar ek hierdie vyandigheid. En wanneer hulle kwaad word, of vyandig teenoor ons raak, as ons met hulle oor Jesus praat, dan bly ons liewerste stil, voordat daar konflik kom. Want ons hou ook nie van konflik nie, ons wil nie, wanneer ons met iemand oor Jesus praat, konflik hê nie, dan bly ons liewerste stil. En dis wat Jesus ons geleer het in Lukas 12, vers 4 en 5, toe hy gesê het, en ek sê vir julle my vriende, moenie vrees, want Jesus het geweet, die mens het 'n natuurlike ingeboude vrees, en die Satan is besig om dit aan te vuur. Hy sê, moenie vrees vir die, wat die liggaam doodmaak en daarna niks meer kan doen nie. Maar ek sal julle wys, wie julle moet vrees. En dan sê hy, vrees hom, in hoofletters, God, wat nadat hy doodgemaak het, by magte is, om in die hel te werp. Ja, ek sê vir julle, vrees hom. So wat die Here sê, moenie die Satan vrees nie, moenie mense vrees nie, maar vrees God. Want God kan mense wat in sonde lewe, wat hom verwerp in die hel werp. Nou vriende, dis nie so maklik nie, maar baie keer is ons eenvoudig te skaam ook, om met mense oor die evangelie van Jesus te praat. Nou vriende, toe ek jonk gered was, het ek van dag 1 af, het ek natuurlik van Jesus getuig. By my werk, by my familie, tussen my vriende, oral waar ek gekom het, het ek van Jesus gepraat. Maar ek was baie keer skaam geweest, want ek het nie altyd geweet hoe om met mense oor Jesus te praat. En dis een van die dinge wat ook 'n struikelblok vir ons is. Ons is baie keer skaam om oor Jesus te praat. Deesdae as ek nie skaam om oor Jesus te praat en my vrou sê ons is 2 minute in die gesprek van ander mense, dan begin ek geestelik praat met mense. En Jesus het ons daarteen ook gewaarsku. Toe hy gesê het, want elkeen wat hom skaam vir my en my woorde, vir hom sal die seun van die mens hom skaam, wanneer hy kom in sy heerlikheid, en die van die Vader en die van die heilige engele, in Lukas 9 vers 26. Here sê, ons mag ons nie vir hom skaam nie. Hoor mooi wat sê die woord, as jy skaam is om oor Jesus te praat, dan moet jy jou eie hart ondersoek, want ons mag ons nie skaam vir Jesus nie. Maar Petrus en Johannes was nie bang nie, hulle was ook nie skaam nie, hulle het van Jesus getuig by elke geleentheid wat hulle gekry het, en daarom het die Joodse owerhede hulle gegryp en hulle in die tronk gegooi. Hulle was woedend oor hulle sommer net so openlik oor Jesus getuig. Stefanus, die eerste martelaar vir Christus, was ook nie bang nie. Hy was nie bang vir die Joodse owerhede nie, hy het hulle gekonfronteer om die waarheid te sê, omdat hulle die profete vervolg en doodgemaak het, wat van Jesus getuig het. Gaan lees Handelinge 7 vers 52. En daar in vers 54 lees ons wat hulle reaksie was. En toe hulle dit hoor,
was hulle woedend in hulle harte en het teen hom op die tande gekners. Hulle kners op hulle tande toe Stefanus vir hulle sê, julle het die profete wat van Christus getuig het doodgemaak. En daarom het hulle hom uit die stad geneem en hulle het hom buite die stad gaan stenig. Maar vriende, ons leer ook, ons moenie aan mense meer gehoorsaam wees as aan God nie. Ons moet God meer gehoorsaam wees as mense. 'n Baie groot les wat ons leer uit hierdie manne se vervolging. Petrus het gesê, ons wil en sal aan God meer gehoorsaam wees as aan julle. Handelinge 4 vers 18 tot 20, daar staan geskryf, en hulle het hulle geroep en hulle bevel gegee om in die geheel nie in die naam van Jesus te spreek of te leer nie. Wat 'n arrogansie het hierdie Joodse owerhede gehad. Hulle eien hulle self die reg toe om vir Petrus en Johannes te sê, julle mag nie in die naam van Jesus spreek nie, of leer nie. Vers 9, toe antwoord Petrus en Johannes en sê vir hulle, of dit reg is voor God om julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle self beslis. Nou sê hy in vers 20, want vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie. So vriende, die les wat ons hier leer is, dat geen mens jou en my stem mag stilmaak, wanneer ons van Jesus getuig nie. Niemand het die reg om te sê, ek en jy moet stil bly nie, of ons mag nie oor Jesus getuig nie, want Petrus het vir ons die les geleer, het gesê, of ek aan julle meer gehoorsaam moet wees as aan God, moet julle self beslis. Hy sê, maar ons kan nie stil bly nie. Al verbied die regering van Suid-Afrika ons, om die evangelie van Jesus te mag verkondig, dan leer ons vanmôre, dat ons nie mag stil bly nie, maar altyd aan God gehoorsaam en getrou moet bly en nie aan mense nie. Want ons sal eendag aan God rekenskap gee. Hoekom het ons stil gebly? Hoekom was ons bang? Hoekom was ons skaam? Hoekom het ons nie gepraat hoe ons moes gepraat het nie? En net 'n bietjie verder in Handelinge 5 vers 17 en verder lees ons, en die hoofpriester het opgestaan en almal wat saam met hom was, dit is die party van die Sadduseërs, en hulle was met nydigheid vervul, en hulle het die hande aan die apostels geslaan. Nou dit lees ons nou hier in Handelinge 5, dit is nou 'n bietjie verder waar ons vanmôre gelees het, die hande aan die apostels geslaan en hulle in die openbare gevangenis gesit. Maar 'n engel van die Here het in die nag die deure van die gevangenis oopgemaak en hulle uitgelei en gesê, hoor nou wat sê die engel vir hulle, gaan heen, staan en vertel in die tempel aan die volk al die woorde van hierdie lewe. Die engel lei hulle uit die tronk uit en hy gee hulle opdrag, julle moet gaan vertel, gaan staan in die tempel en verkondig Jesus. Vers 21, en hulle het geluister en vroeg in die môre in die tempel gegaan en begin leer. Maar die hoofpriester en die wat saam met hom was, het gekom en die raad en die oudstes van die kinders van Israel bymekaar geroep en hulle het nou nog nie geweet hulle is uit nie. Hulle het na die gevangenis gestuur, om hulle te gaan haal. Dis nou vir Petrus en Johannes, om hulle te laat haal, maar toe die dienaars daar kom, het hulle nie in die gevangenis gekry nie. En hulle het omgedraai en berig gebring en gesê, die gevangenis het ons in alle sekerheid toegesluit gevind, en die wagte het buite gestaan voor die deure, maar toe ons oopmaak, kry ons niemand daar binne nie. En toe die hoofpriester en die hoofman van die tempel en die owerpriesters hierdie woorde hoor, was hulle daarmee verleë wat nou hiervan sou word. En daar kom een en bring aan hulle berig en sê, kyk, die manne wat julle in die gevangenis gesit het, staan in die tempel en leer die volk. Want die engel het hulle uitgelei. Daarop gaan die hoofman met die dienaars en bring hulle, maar nie met
geweld nie, uit vrees vir die volk dat hulle gestenig sou word. En nou sê die skrif verder, hulle het hulle dan gebring en voor die raad gestel en die hoofpriester het hulle gevra en gesê, het ons julle nie uitdruklik verbied om in die naam van Jesus te leer nie. En kyk, julle het Jerusalem met die leer vervul en julle wil die bloed van hierdie man op ons bring, want wat het Petrus gedoen? Hy het gesê, julle het hom gekruisig. En dan, baie belangrik, ek het alles nou vir u gelees om vir u 'n hele prentjie te gee. Nou sê vers 29, en Petrus en die apostels wat saam met hom was, antwoord en sê, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan mense. Nou hier kry ons die antwoord. Hulle sê, ons gee nie om wat julle gesê het nie, want ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan mense. So ons sal nie stil bly nie, ons kan nie stil bly nie, en ons mag nie stil bly nie. Maar vriende, ons lees dit baie duidelik, of leer dit baie duidelik, uit Petrus en die apostels van Jesus se lewe, dat ons nie aan mense gehoorsaam en onderdanig moet wees nie, maar aan God alleen. Wanneer dit gaan oor die evangelie van Jesus, natuurlik, gaan oor die evangelie. Dit gaan oor, ons moet getuies vir Jesus wees, en niemand het die reg om ons stil te maak nie. Weet jy vriende, hulle arresteer die mense wat in Engeland en Amerika en baie lande op die straat staan en preek. Maar daardie manne hou net aan, en hou net aan. Al word hulle gearresteer, want hulle pas toe wat Petrus en Johannes en die ander apostels toegepas het, ons sal aan geen mens gehoorsaam wees, behalwe aan Jesus nie, behalwe aan God nie. Maar ons leer nog 'n les, en dit is dat die Here soms sy kinders red in tye van vervolging. Hy red hulle, hy haal hulle uit daardie vervolging uit. Ons het nou net gelees van Petrus en Johannes en ander apostels wat in die tronk was. En wat het gebeur? Die tronk was gesluit, die engel kom en hy lei hulle uit die tronk uit. En hy sê vir hulle, gaan preek in die tempel. Nou ons vind talle voorbeelde in die skrif, ek het nou reeds vir hierdie voorbeeld weer genoem, en dis iets baie positief om op te fokus. Die feit dat daar soms vervolging kom, maar die Here red ons uit daardie vervolging. Ons het net nou gelees waar Paulus gesê het, ek het baie vervolginge ervaar, en die Here het my uit meeste van dit gered. Want dit is baie bemoedigend dat die Here nie net sy kinders in die hande van die sielevyand oorgee nie, voordat hy sy doel in ons lewens bereik het nie. Want die Here sê, julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. En as ons vervul is met die Heilige Gees en gehoorsaam is aan die Here, dan moet ons sy getuies wees en die Here sal ons uitred uit daardie vervolginge. Maar God kan ons slegs gebruik as ons aan hom meer gehoorsaam is as aan mense en as ons gees vervuld is. Want dit is my interessant, daar word elke keer gesê, Petrus, wat gees vervuld was, wat vol was van die Heilige Gees, het gesê, baie belangrik, gehoorsaam aan die Here, Handelinge 4 vers 21, en nadat hulle nog dreigemente bygevoeg het, aangesien hulle geen rede kon vind om hulle te straf nie, het hulle ter wille van die volk hulle losgelaat, want almal het God verheerlik oor wat gebeur het. In hierdie geval is hulle bang vir die volk. Nou laat hulle vir Petrus en Johannes vry. Die Here red hulle uit die hande van hulle vyande wat hulle vervolg. Nou ons het nou net in Handelinge 5 vers 17 gelees, hoe die hoëpriesters opgestaan en almal wat saam met hom was, of die hoëpriester, en almal wat saam met hom was, hoe hulle met nydigheid vervul was, en hulle het hulle hande aan die apostels geslaan en in die gevangenis gesit, maar die engel het gekom en hulle uitgelei uit die tronk. Hy het die deure oopgemaak en hulle uitgelei. En hy het vir hulle gesê, gaan staan en vertel in die tempel aan die volk al die woorde van hierdie lewe. En hulle het geluister. Hulle het geluister en vroeg daardie môre in die tempel
gegaan en begin leer. Geluister, gehoorsaam aan God, geluister en die evangelie gaan verkondig. Soms red die Here sy kinders in tye van vervolging, omdat hulle werk nog nie klaar is nie. En as ons werklik sy getuies is, sal die Here ons gebruik solank ons gewillig is. Ons werk is dalk nie altyd klaar nie, en daarom red die Here ons uit vervolging. Nou vriende, dit moet altyd ons inspirasie wees om nooit moed te verloor nie. Alles daar haat, alles daar vyandskap, selfs al kom daar ook ernstige vervolging, moet ons bly volhard om van Jesus te getuig. En ons moenie vrees nie, en ons mag nie stil bly nie. Baie belangrik dat ons dit sal verstaan. Maar vriende, wanneer ons vervolging ervaar, vra die Here om met vrymoedigheid aan te hou om van hom te spreek. Vra die Here, Here, gee my die vrymoedigheid om nooit stil te bly nie, maar aan te hou om te spreek. Wanneer ons iemand gedurig, ek en jy, iemand gedurig stil maak as hy praat, of kritiseer, of vyhandig teenoor iemand sal wees, dan voel mense dit aan. Of ons hom opsetlik ignoreer as hy praat. Dit gebeur soms dat mense nie van 'n persoon hou wat baie praat nie, en nou ignoreer ons hom. Dan sal daardie persoon sy of haar vrymoedigheid verloor om verder met ons te kommunikeer. Nou vriende, ons ken dit almal. Ons ken dit almal. As iemand vyhandig is teenoor jou, hy ignoreer jou, hy kritiseer jou, hy's vyhandig teenoor jou, dan hou jy op om te kommunikeer. Nou ek ervaar dit baie keer op sosiale plekke, soos wanneer ons gaan kamp. Nou beweeg ek so tussen die mense en ek praat met almal oor Jesus, maar ek kom agter, hulle ignoreer my, hulle is my vyhandig, hulle wil nie met my kommunikeer nie, en dis ook maar 'n mate van vervolging. Dis ook 'n vorm van vervolging, want as ons met mense geestelik praat, en hulle tree so teenoor ons op, dat ons nie meer vrymoedigheid het nie, dan is dit mos maar 'n vorm van vervolging, want ons verloor ons vrymoedigheid om met mense oor Jesus te praat. En dis die duiwel wat so werk. Maar wat maak ons dan? Dan vra ons die Here om ons te help, dat ons met vrymoedigheid steeds sal aanhou praat, dat ons nie ons vrymoedigheid sal verloor nie. Dis nog 'n les wat ons leer uit die apostels van Jesus se vervolging, wat hulle ervaar het. Handelinge 4 vers 29. En nou, Here, let op hulle dreigemente en gee aan u diensknegte om met alle vrymoedigheid u woord te spreek. Here, gee my altyd die vrymoedigheid om aan te hou en aan te hou, en nooit moeg te word nie, en nooit moed te verloor nie, maar aan te hou spreek. Vrymoedigheid, Here, vrymoedigheid. Maar vervolging maak God se kinders geestelik sterk, en dis iets wat ons baie mooi moet verstaan, daar moet vervolging kom. Al is dit nie die mate wat mense dit in moslemlande ervaar, dat hulle doodgeskiet en doodgeslaan en baie gemartel word, en op die wreedste wyse behandel word nie, vriende. Moet ons besef, dat vervolging ons sterker maak. Kom ons fokus baie mooi op die volgende skrif. In Handelinge 4 vers 23 staan daar geskryf. En nadat hulle losgelaat was, het hulle na hulle eie mense gegaan en alles vertel wat die owerpriesters en die ouderlinge aan hulle gesê het. En dan staan daar, toe bid hulle almal saam. En nou, Here, let op hulle dreigemente en gee aan u diensknegte om met vrymoedigheid weer eens u woord te spreek, deur u hand uit te steek tot genesing en tekens en wonders, deur die naam van u heilige kind Jesus wat sal plaasvind. En toe hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle saam was. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees. Sien, werk die Here. Toe hulle bid, Here, ons is vervolg, maar gee ons vrymoedigheid
toe skud die Here daar die plek waar hulle is, en hy vervul hulle met die Heilige Gees, en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. En die menigte van die wat gelowig geword het, was een van hart en een van siel. Nou daar baie mense tot bekering gekom, want hulle sien hoe werk die Here. En met groot krag het die apostels getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus. En groot genade was oor almal. Vervolging maak ons sterk, vriende. Ons moet vervolging ervaar, al is dit 'n ander mate as wat ander mense dit ervaar in vervolgde lande. Maar vervolging leer ons om geestelik op die Here te vertrou. Maak ons geestelik sterk, en dis iets wat almal getuig in vervolgde lande. Hulle sê, ons kies eerder die vervolging as geen vervolging nie. Want vervolging maak ons sterk. Miskien is dit die rede waarom ons in hierdie land so maklik almal sê ons is Christene, want ons ken nie vervolging nie. Ek het die afgelope tyd so baie boodskappe gekry wat handel oor vrug, dra vrug, dra vrug. Hoekom dra ons nie vrug nie? Vriende, as ons werklik vervolg word, sal ons nader in die Here leef. Ons sal geestelik verryk word en sterker word en vrug dra. Vervolging moet eerder blydskap in ons siele bring, vriende, as om ons stem stil te maak. Daar moet blydskap in ons harte wees, wanneer ons vervolg word. Handelinge 5 vers 41 en 42, en hulle toe van die raad af weggegaan, bly dat hulle waardig geag was om vir sy naam oneer te ly. En hulle het nie opgehou om elke dag in die tempel en van huis tot huis te leer nie, en die evangelie te verkondig, dat Jesus die Christus is nie. Vriende, wat 'n wonderlike gedagte. Hulle het teruggekom, en hulle was verbly in hulle self. Bly dat hulle waardig geag was om vir sy naam oneer te ly. Bly. Ons moet ons verbly daarin wanneer ons vervolging ervaar. Wees bly as iemand nie van jou hou as jy oor Jesus praat nie, maar hou aan. Iewers op 'n kol sal die Here daardie persoon se hart aanraak. Wat 'n kosbare les is dit nie om te leer nie. Daardie blydskap en daardie dankbaarheid en vrymoedigheid wat hierdie manne ontvang het uit die vervolging wat hulle ervaar het, is beter as selfbejammering en 'n swaarmoedigheid of 'n verwyte teenoor die Here. Here, waarom moet ek hierdie vervolging deurmaak? Ons is daar kwaad vir die Here as ons moet ly en vervolg word of verwerp word, omdat ons oor Jesus getuig. Maar vriende, laastens wil ek vir u nog 'n les leer. Dit is dat selfs martelare vir Christus se lyde en hulle dood lei tot die redding van sondaars. Die marteling van Christene lei baie keer tot die redding van sondaars. Ek lees vir die Handelinge 4 vers 4, daar staan, en baie van die wat die woord gehoor het geglo. En die getal van die manne het omtrent 5000 geword. Dis nadat hulle gesien het hoe dat die apostels vervolging ervaar het. Kom ek skets net 'n bietjie vir u die omstandighede van Stefanus se vervolging. Stefanus is natuurlik was gekies as 'n ouderling. En ons lees hier in Handelinge 7 vers 8, en Stefanus vol van geloof en krag het groot wonders en tekens onder die volk gedoen. Hy was 'n kragtige instrument in die hand van die Here, 'n man vol geloof en krag, het groot wonders en tekens onder die volk gedoen. Vers 10 sê, maar hulle kon die wysheid en die gees waardeur hy gespreek het nie weerstaan nie. Is weer eens die Joodse owerhede, wat nie gehou het van wat hy gedoen het nie. Hulle kon die gees van wysheid, wat in hom was, nie weerstaan nie. En dan lees ons daarvan vers 56 tot 60, toe hulle hom gestenig het.
En hy het gesê, kyk, ek sien die hemel geopen en die seun van die mens aan die regterhand van God staan. So hy het 'n visioen van die hemel gehad, Jesus wat aan die regterhand van sy Vader sit. Maar hulle het met 'n groot stem geskree en hulle ore toegestop en soos een man op hom aangestorm en hulle het hom buitekant die stad uitgewerp en hom gestenig en die getuies het hulle klere neergelê. Hier is 'n baie groot les. Die getuies het hulle klere neergelê by die voete van 'n jong man met die naam van Saulus. Sien nie? Wie was daar by die steniging van Stefanus? Saulus. So hy het ook sy vermoording goedgekeur. Later het hy Paulus geword, kort hierna het hy gered geword en hulle het Stefanus gestenig terwyl hy die Here aanroep en sê, Here Jesus, ontvang my gees. Maar hoor nou, hier bid hy vir Saulus en al die ander. En hy het op sy knieë neergeval en met 'n groot stem uitgeroep, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. En met die woorde het hy ontslaap. Die Here Jesus het dieselfde gebid toe hy daar aan die kruis was, voor hy gesterf het. Vader, vergewe hulle hierdie sonde, wat hulle gedoen het, want hulle reken hulle dit nie toe nie, want hulle weet nie wat hulle gedoen het nie. En ons weet nie, hoeveel mense het as gevolg van Jesus se gebed, toe hy dit gebid het, Stefanus se gebed tot bekering gekom. Ons weet verseker, Saulus het deur hierdie gebed van Stefanus, het hy by Jesus uitgekom. Jesus het spesiaal met hom bemoeienis gemaak. Hy het al die getuies se klere het hy daar by hom geakkommodeer. En wat het hy gedoen? Hy het die vermoording van Stefanus goedgekeur. En daar bid Stefanus vir hom. Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. Reken hulle hierdie sonde nie toe nie. Reken, ons kan net sowel sê, hy het gesê, Here, neem hierdie man, reken hierdie man wat my vermoording goedgekeur het, die sonde nie toe nie. En kort daarna word Saulus gered. So die Here gebruik ander mense se lyding tot die redding van siele. En mag ons hieruit leer, dit wat die Here vir ons alles vanmôre kom leer het, deur die apostels en die Handelinge gemeente se vervolging wat hulle ervaar het, maar staande gebly het tot die einde toe. Mag die Here aan elkeen van ons genade gee om hierdie lewenslesse van vervolging met hom saam te neem. Vriende, mag u 'n geseënde dag hê, kom ons bid saam. Here, dankie dat u ook vanmôre deur u woord tot ons harte gespreek het. Ons dank en eer u vir u woord wat duidelik is. Dankie vir die lesse wat ons geleer het. Help ons om dit met ons saam te neem op ons lewenspad as ons getuies vir Jesus is. En maak ons vreesloos getuies vir u, vir Jesus. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Vriende, nou dink hierdie woord, moenie stil bly nie. Moenie mense vrees nie. Mag die Here genade gee. Totsiens.